Vriende, baie welkom vanoggend by die erediens. Dankie dat julle saam met my hier is vanoggend. Kom ons groet gou mekaar, kom ons sê vir mekaar welkom. Maak seker wie sit naby jou. Right. Dis lydenstyd, dis die tyd van die jaar waar ons op 'n manier in ons gedagtes saam met Jesus stap op sy lydenspad. Om te probeer beleef wat hy beleef het in die tyd toe hy so baie opgeoffer het, so baie gegee het, so duur betaal het vir ons. En in hierdie tyd blaas ons elke week een kers dood, totdat ons op Goeie Vrydag dan geen kers gaan brand. Maar ons leef na Paasnaweek. So ons kan ook in lydenstyd, ook op daai donker Vrydag, kan ons Goeie Vrydag noem. En vandag in lydenstyd kan ons die Here loof. So ons gaan nou staan en ons gaan 2 liedere sing, waarmee ons die Here loof. Die meeste van die liedere, eintlik al die liedere wat ons vandag sing, is nie noodwendig liedere wat by die erediens of by die tema van die diens pas nie, maar is liedere wat vir my baie mooi is. So ons gaan 2 liedere sing, lied 188, en nog 'n lied wat oor die opstanding gaan. Kom ons staan en ons loof die Here. Voor
In 1987 het 'n man met die naam van Gregory Robertson, wat 'n goeie valskermspringer was, het hy saam met 5 ander mense uit 'n vliegtuig gespring om 'n formasie te vorm by 'n groot byeenkoms. Hulle het op 3600 meter bo aan die grond uit die vliegtuig gespring om op 1600 meter by mekaar aan te sluit en die formasie te vorm. Toe hulle by mekaar kom op 1600 meter, het een van die mense, Debbie Williams, het sy aan een van die ander springers, vallers, gestamp en haar bewussyn verloor voordat hulle die formasie kon vorm. En natuurlik het sy met 'n vryval aarde toe geval. En Gregory Robertson het besef, sy gaan nou doodval. En hy het sy arms langs sy sye getrek, dat hy so klein en so regop as moontlik is en homself kon stuur, en het so vinnig as wat hy kon aarde toe geval, en op 800 meter het hy by haar gekom, en kon hy haar aan hom vasbind, en op 600 meter kon hy hulle albei se valskerms oopmaak, en het sy lewendig die grond getref. Maar vanoggend, vriende, dink ons nie aan Gregory Robertson, wat tot by Debbie Williams geval het. Maar kan ek en jy in hierdie lydingstyd dink aan Jesus Christus, wat by ons verbygeval het, en onder ons ingeval het, in die hel in die dood in, en die dood vir ons oorwin het, sodat ons die aarde kon tref, en op hierdie aarde kan leef, as mense wat die lewe het. Vriende, niemand het groter liefde as dit nie, dat Jesus sy lewe vir ons afgelê het. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus, wat by ons verbygeval het in die hel in, en die dood oorwin het. Genade en vrede vir jou, van die Heilige Gees, wat in jou woon, en wat vanoggend vir jou aanraak. Amen. Ons gaan nog 2 liedere sing. Ons gaan sing die Halleluja, en dan die tweede lied, ek wil kom stil word. So kom ons staan en dan sing ons hierdie 2 liedere, ons Vader in die hemel, die Halleluja, en dan ek wil kom stil word die voor U. Ons Vader in die hemel, U het vir ons die seën gegee, dat ons die vrede vreugde sal ervaar. Ons kniel voor U, ons prys U naam, U het vir ons die weg gebaan, dat ons die liefde beter kan verstaan. Halleluja.
ons smag na U, lei ons in die donker, gee ons lig. Maak van ons wat U wil hê, dit sien ons in U wil en sê, dat ons die liefde vir mekaar kan gee. Halleluja, 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 stil word hier aan die voete. Ek wil kom hoor wat U vir my sê. Ek wil kom hoor wat vir U Gees gee. As ek my vraag voor U kom lê. Want soveel mense sterf sonder Jesus, soveel ontbeer die liefde van God. Daar soveel oorvloed, selfs in die rykdom, wil ander lê in hongersnood. Kom staan hier, wat van die kinders, wat het in lyding laat nie verstaan, wat van die mense wat stik het en seer is, wat van die een wat eensaam vergaan. As ek dan vra, Heer, waar is die liefde? Moet ek erken dit, lê nog by my. Hier in myself stap ek gevoelloos, by nood en seer van mens verby. Kind van Jesus se liefde, om die nood die hande te wees. Ek gee myself aan U as 'n offer, onder beheer van die Heilige Gees. Hier staan ek voor U, net soos Jesaja, na myne waarheid die Heilige Gees, sodat ek moraal en liefde kan heilig, hier is sy Heer, ek kan my sien. Hier is sy Heer, ek kan my sien. Ek het gevra dat die jonger lidmate tot so by graad 4, maar as jy jou jong beskou, is jy welkom. Julle gou vorentoe kom en vir 'n oomblik hier kom sit.
Dis so lekker dat julle almal hier is vanoggend. Is julle in dieselfde skool? Dis lekker. Nou wat toe? Nou gaan julle vir ons wys hoe soet kan julle wees, nê? Dis so lekker. Ek het vanoggend 2 boodskappe vir julle. Want dit is my laaste boodskap wat ek vir julle gaan gee. So ek het ons met 2. Ek het hierdie saamgebring en ek gaan dit nou hierbo los, want ek wil hê die ander mense moet dit ook kan sien. So, miskien moet julle bietjie nader sit, dat julle ook kan sien. Kom sit julle gou die kant dit. Nee. Sit julle gou voor hulle. Julle kan sien, dat hulle almal kan sien. As hy sit gerus. So, wat het ek hierso? Kan julle sien, hier's visse wat in die water swem. Okay, sit gou. Dis fake visse, ja. Dis fake visse. Maar dis regte water. Nou hierdie visse. Ons is soos hierdie visse. Wel het ek eers gou vir julle vra. Het dit al met julle gebeur dat iemand lelik was met jou? Hoe voel jy as iemand lelik is met jou? Hartseer? Kwaad? Hoe voel julle? Hoe voel julle as iemand goed is vir julle? Wat doen ander mense aan julle wat goed is, wat lekker is, wat julle gelukkig laat voel? Speel met hulle? Gee drukkies? Nou goed. Ons is sulke visse. Hierdie water is die lewe, is die wêreld. Ons is sulke visse. Nou gebeur dit baie keer, dan is ons lelik met iemand. Dan dink ons, ek wil jou sommer burg. Dan wat gebeur? Ons skep 'n bietjie van hulle water uit. Wat 'n goed doen mense wat lelik is vir julle? Wat het mense al gedoen wat lelik is met jou? Hy sê lelike goed, dan skep hy 'n bietjie van jou water uit. Wat doen hulle nog? 'n Kind het jou gebyt, dan skep hy sommer 2 skepe uit. Sommer 2 skepe. Iemand het hom gechoke, hom gewurg. Wat nog? Laaste een. Nou, wat iemand anders gou iets sê? Wat? Iemand het jou geklap. Is goed, maar kyk wat gebeur nou hierso. Onthou, ek is ook een van hierdie visse. Dis die punt. Die water raak so min, want ek dink, en nou moet julle mooi luister, ek dink, as ek lelik is met jou, dan vat ek jou water weg. Maar my water raak ook minder. Ek kan ook nie meer lekker lewe nie. Ek dink ek maak jou seer. Ek kan jou lekker klap. Ek kan jou water wegvat, jou suurstof wegvat, maar ek vat my nou ook weg. Wat doen mense, wat doen julle, wat mooi is met ander mense? Ja? Sê gou weer. Ons maak hulle gunsteling kos, dan gooi ons 'n bietjie water by. Feed the bad with the good, dan 2 glase daarvoor. Sê mooi goed vir hulle. Goed, wat ek wil sê is, en ek gaan nou nie weer sommer so gou vir julle so 'n boodskap bring. My boodskap vir julle vandag is, ons is almal visse in die water. Ons moet vir mekaar water bygooi. Want as ons vir mense water bygooi, dan kry ons, dis ons ook gelukkig. Feed the bad with the good. So dis my een boodskap. Waar hoor ons dat ons al hierdie goeie goed moet doen? Waar hoor ons dit? Hoe praat liewe Jesus met ons? In jou hart, maar waarmee? Met die Bybel. Deur die Bybel. So ek wil nou vanoggend vir julle hierdie kaartjie gee. Jy sien druk gou 2 keer by dan. Nog weer? Asai. Ek gaan vir julle so 'n boekmerkie gee. En ek wil vra, gaan nou vanmiddag huis toe. Dan vra julle vir mamma en pappa, waar is my doopbybel? As julle nie in elk geval weet waar dit is. Of vat die Bybel waaruit jy elke dag lees, dan sit julle hierdie boekmerkie daarin. Hierdie boekmerkie sê dat die Bybel is God se Google Maps waarmee ons deur hierdie lewe kan gaan. So ek gaan nou sommer gou vra. Ek het net een arm vanoggend.
Ek gee gou vir julle elkeen een, asseblief. En dan gaan ek vra, al die kinders, almal wat in die skool is, wil julle net gou 'n draai voorkom maak, of julle ook 'n enetjie kom haal nie, asseblief. Gee gou vir my 'n paar, ek het dit so, of Libby gaan jou help. Libby, jy gaan myself. Almal wat in die skool is, kom haal gou vir julle een, asseblief. En dis, sit dit ergens neer. Hoopelik onthou julle my, as julle julle Bybels lees, want dit is ons kaart, ons maps, deur hierdie lewe. Julle kan maar weer gaan sit as julle een gekry het. Goed. Nee, dis my visies. Nee, nou gaan almal een wil hê, as te min. As te min. Goed, kom ons staan. Maal julle nog julle kaartjies. Ek gaan met die deur neersit, as daar ouer kinders is wat een wil hê, as julle welkom, daarvan te vat. Ek het op die programmetjie geskryf, en ek wil dit tog sê, dis 'n verskriklike voorreg vir 'n dominee, dat ouers hulle kinders aan ons toevertrou, om iets van God se genade aan hulle oor te gee. En my wens is dat hierdie kaartjie dalk 'n stukkie onthou daarvan sal wees. Maar kom ons gaan nou staan, en dan gaan ons 'n lied sing. Lees jou Bybel, bid elke dag, want dit laat jou groei, en dit gee jou krag. En julle ken dit, so julle gaan dit lekker saam met my sing. So kom ons staan almal. Ek wil net gou voordat julle gaan, want julle gaan nou na julle klasie toe hierna, maar kom ons bid net saam voordat julle gaan. Liewe Here, baie dankie dat U al die water in ons see gegooi het. Al die suurstof vir ons gee, sodat ons kan lewe. Dankie Here, dat U dit vir hierdie kinders gedoen het, en dat ek vandag vir hulle kan bid. Vra Here dat U die kindertjies, ook die kinders in geloof, dat U hulle sal vashou, en dat hulle sal weet, dat U die grootste bewys van liefde vir hulle gee, deur U lewe vir hulle te gegee. Voordat hulle kon kies, voordat hulle kon vra, voordat hulle geweet het van U. Amen. Geniet julle klas? Baie dankie. En terwyl hulle gaan, kan ons dankoffers gee.
net voor ons 'n lied gaan sing. Lida het nou vir my 'n boodskap gegee en ek het net halfpad geluister. Die eienaar van 'n voertuig CFM 41966 sy het iets oor jou voertuig gesê. Sy staan daar voor, hoor net gou by haar asseblief. Dis 'n Land Rover. Vriende, ons gaan ons geloof bely, maar ons gaan ook dit gebruik as 'n lied voordat ons die Bybel gaan lees. 'n Lied wat vir myself baie waarde het. Ons glo in U alleen. En as ons dit nou sing, kyk asseblief na die woorde. Sulke besondere woorde. Ons kan nie sit as ons hierdie lied sing. So die van julle wat kans het om te staan, party van julle kan gerus bly sit as jy so voel, maar die wat kan staan, kom ons staan en ons sing hierdie lied. Ons glo in U alleen. Woord vir ons oopbreek en ons U laat sien. Amen. Vriende, ons gaan saam lees uit Psalm 73. Psalm 73. En die van julle wat nou Bybels by julle het, ek gaan nou vra dat julle liewer vanoggend op die bord kyk, want
Ek het so 'n mengsel gemaak van 2 vertalings. Ek gaan 'n stukkie uit die 83 vertaling lees, maar die tweede stuk uit die boodskap, en ek gaan ook hier en daar 'n vers uitlaat. So as julle wil, en eerder op die bord kyk, sal dit dalk vir julle beter wees. Ons lees Psalm 73 van die eerste vers af. Asaf sê in hierdie Psalm, God is vir Israel baie goed, vir die wat rein van hart is. En dan in die boodskap, maar op 'n dag het ek begin twyfel, of dit regtig so is. Ek het amper ophou glo, want toe ek rondom my kyk, het ek gesien hoe goed dit gaan met slegte mense. Hulle is so hoogmoedig. Hulle word by die dag al hoe ryker. Ek was jaloers op hulle. Niks bekommer hulle nie. Hulle is spekvet en gesond. Hulle is oor niks besorg nie. Hulle het geen moeilikheid nie. Hulle loop ewe trots rond. Want met hulle gewere en hulle vuiste los hulle al hulle probleme op. Hulle is vet. Hulle doen net wat hulle wil. Hulle het geen respek vir iemand nie. Hulle spot met mense en dreig almal. Selfs God loop onder hulle tonge deur. En op aarde beledig hulle links en regs. Almal hang aan hulle lippe. Mense kan nie genoeg van hulle kry nie. Hulle sê vir almal, God is vas aan die slaap. Wat weet die Allerhoogste van wat ons doen? Hulle kom weg met moord. Niemand keer hulle nie, terwyl hulle al hoe meer geld maak. Ek het verniet gedoen wat God sê. Te vergeefs dat ek onskuldig is. My gebede het my niks gehelp. Dit was 'n mors van tyd. Want elke nuwe dag het daar 'n vrag vol nuwe probleme op my gewag. Daar was geen einde aan my swaar kry nie. Ek is elke dag vloer afbehandel. En dan terug na die 83 vertaling. Daarom het ek diep nagedink om dit te verstaan. En was dit vir my bitter moeilik. Ons lees dit. Hierdie kan ons hulle help, julle right. Hierdie. Julle. Ernst, steek julle hand op, jou hand op, waar is dit Ernst? Goed. Vriende, in sy boek, Have a Little Faith, vertel Mitch Albom die storie, hoe hy in gesprek is met 'n Joodse rabbi. Die rabbi het vir hom gevra om 'n huldeblyk te lewer as hy die dag doodgaan, maar Mitch Albom sê, ek ken jou nie behoorlik nie. En dan begin hy hom nou leer ken. Die rabbi vertel vir hom, hy is in 1917 gebore, en hy het baie swaar en baie arm groot geword. En die rabbi sê vir hom, as hy sy grootste vrees was, as hy van die skool afkom in die middag, was hy so bang, hy kom om die hoek, en hy sien sy ouers se meubels op die sypaadjie staan. Dat hulle dalk nie meer huis het nie, of dat iemand die meubels kom vat om hulle skuld te betaal. Hy sê hy het 2 stelle klere gehad. Die een stel het hy in die week gedra, en die ander stel op die Sabbat, wat nou hulle rusdag is. Toe hy sommer by 13 was op sy bar mitzwa, wat nou die gelyke is van ons belydenisaflegging, wanneer 'n Joodse kind verantwoordelikheid neem vir sy eie geloof op sy bar mitzwa, kry hy toe 'n nuwe pak klere. En hy is so opgewonde oor hierdie pak klere wat hy het, net om by die funksie te kom, en sy neef vir hom spot, en sê, dis tog my tweedehands, dis nog 'n tweedehandse pak klere, dit was eers myne gewees. En dan kom hy daai aand by die huis, hartseer, moedeloos, en hy vra vir sy pa, hoekom is hierdie mense so ryk? Hulle is dan nie eens gelowiges nie. En dan antwoord sy pa en sê, God
en die besluite wat God neem, is altyd reg. God straf nie sommer uit die bloute uit mense nie. God weet wat hy doen. God weet wat hy doen. En vriende, ek weet, hierdie rabbi in sy jong dae, en ek, en sommige van julle, van wie ek weet, is nie die enigste mense, wat met hierdie vraag worstel nie. Waarmee is God besig? Weet God regtig wat hy doen? Hoekom verander hy nie omstandighede nie? As hy dan so almagtig is, hoekom verander hy nie omstandighede nie? Toe ek 'n student was ek een middag in 'n fietsongeluk op die R44, tussen Somersetwes en Stellenbosch. Toe ek daai aand in die Stellenbosch hospitaal lê, pas uit die teater uit, klomp verbande om my kop, operasie aan my been gehad. Toe kom my suster vir my kuier, en sy gee vir my 'n kaartjie, waarop sy 'n aanhaling maak uit Psalm 37, ons het nou 73 gelees, uit Psalm 37, daar staan, as 'n regverdige val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. Met alle respek aan haar, ek dink dit is so effens uit konteks uit, maar dis die eerste keer in my lewe, waarvan ek kan onthou, dat ek oor hierdie vraag begin wonder het. Vir myself die vraag gevra, sal God in staat wees om my weer op die been te kry? As hy nie eens in staat was om die ongeluk te keer nie. Hoekom wil hy my nou help? Hoekom het hy my nie eerder gehelp? Vroeër gehelp? Ek het gewonder, wat wil God bewys deur niks te doen het, toe ek op die pad gery het, en iemand my omgery het? Wat wil hy bewys om my nie toe te help, maar nou skielik wil hy my ophelp? Vriende, ons omstandighede, en ons siening van God, is baie keer amper twee pole. God is daar, en my omstandighede is heeltemal op 'n ander plek. Die interessante is dat as dit so is, dat ek voel, maar my omstandighede en God is nou ver van mekaar af, dat ons nie sommer vra oor ons omstandighede nie. Ons vra oor God. Die Psalm 13 vra, hoe lank gaan U nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek my eie planne maak en my dae nog met kommer deurbring? Ek wil nog 'n storie vertel. Ek was maar 'n paar maande lank 'n dominee in die gemeente. Toe het ek vir oom Aldert Nieuwoud ontmoet. Oom Aldert was 'n afgetrede onderwyser, hy het sy grootste deel van sy lewe in Suid-Afrika, deesdae in Namibië, deurgebring. Hy was 'n onderwyser, later skole van laerskole, oral op die platteland van die uitgestrekte Suid-Afrika. En ek kon my verluister aan hom Aldert se stories oor die koshuise en die skole en die kinders en hoe dit daar gewerk. Maar hoekom ek vanoggend sy naam noem, is nie in die eerste plek oor die stories nie. Maar oom Aldert het van my verwag om hom te begelei op sy pad met 'n lewensbedreigende siekte. Hy het geweet, hy is op pad om te sterf, en hierdie dominee moet hom help om God te verstaan. Ek was jonk, in my 20's. Ek het 'n bietjie teologie geken, maar ek moet bely, ek het nie die Bybel so goed geken nie. Sover ek kan onthou, was dit op sy aandrang dat ons Psalm 73 begin lees het.
Want net soos vir Asaf in Psalm 23, was dit vir oom Aldert baie moeilik om te verstaan wat aan die gang is in sy lewe. Het hy diep nagedink oor sy lewe, oor wat hy vir kinders gedoen het, wat 'n man hy vir Tannie Piet was, vir sy pa, vir sy kinders was, en nou hierdie siekte kort na sy aftrede. Hy het diep daaroor nagedink, en hy het gewonder, wat het God in die oog? Waarmee is God besig in sy lewe? Want vriende, en dit het ek daar ontdek, ons dink die lewe bestaan uit twee pole, ek het net nou dit gewys. Dat aan die een kant is God, of kom ek sê liewer, aan die een kant gaan dit goed, en aan die ander kant gaan dit sleg. As dit goed gaan, dan dink ons onbewustelik, dis danksy God. Ons dink eintlik nie aan God dan nie, maar stil swygend aanvaar ons maar. Dit danksy God dat dit so goed gaan, hy seën ons. Maar die oomblik as dit sleg gaan, as ek my by die slegte pool bevind, dan vra ons vrae oor God. Waar is God? Hoekom gryp hy nie in nie? Is hy regtig liefde? Is hy regtig almagtig? Slymer hy nie? Het hy nie in die slaap geraak nie? Waar is God? Dis waaroor Asaf, Psalm 73, diep nadink. Dit is wat vir Asaf bitter moeilik is om te verstaan. En dit is wat hom Aldert vir my gevra het, ek hom moet help om te verduidelik. Vriende, nie lank later nie. Nie lank later in hierdie Psalm nie. Dan sê Asaf, al is ek afgetakel na liggaam en gees. Met ander woorde, al is ek by die slegte pool. Al gaan dit sleg. God is my sterkte. Al gaan dit sleg. Al verstaan ek nie. God is ook in die sleg naby aan my. Aan hom behoort ek vir altyd. Hierdie sleg, hierdie swaar, gaan my nooit van God kan wegtrek nie. Aan hom behoort ek vir altyd. Ek dink dis wat Paulus gelees het, voordat hy vir die Filippense skryf, van die vrede, wat alle verstand te bowe gaan. In vers 26, het niks van Asaf se omstandighede verander nie. En tog het alles verander. Die omstandighede was nog dieselfde, maar hy het besef, God is in dit by my. Daarom kan hy sê, dit gaan goed met my. Dit gaan met my goed, want God is by my. Julle gehoor die woord goed. Haal net die E uit, dan is dit God. God plus ek, E, is goed. As ek weet dat God by my is, dan gaan dit met my goed. Gaan lees maar Psalm 1. Dis waaroor Psalm 1 gaan. Gaan lees die saligsprekinge in die eerste helfte van Matteus 5. Wat het hier gebeur? Hoe het Asaf by hierdie insig uitgekom dat aan die een oomblik sê hy, ek verstaan ek nie van nie, ek dink diep hieroor, dit maak nie sin nie. Die volgende oomblik sê hy, dit gaan goed met my, ek behoort altyd aan God. As ons hierdie Psalm 'n paar maal deurlees, dan kom ons agter. Die antwoord lê in vers 17. Ek het diep hieroor nagedink, ek het niks hiervan verstaan nie. Totdat ek in die heiligdom van God ingegaan het. En die volle prentjie gesien het. Totdat ek, as dit ware, in die allerheiligste ingestap het. En God gesien het. En deur God se oë
na my omstandighede en na hierdie wêreld te kon kyk. Dis dan wanneer hy in die allerheiligste instap, wanneer hy vir God sien, wanneer hy vir God ontmoet, dat hy agterkom. God was nog altyd by my. Ook toe dit so moeilik gegaan het. Ook toe ek al die vrae gehad het. Ook toe ek niks verstaan het. Ook toe het God my vasgehou. As die jonger seun in Lukas 15 daar by die varke sit, dan dink hy, ek het van my pa af weggeloop. Nou sit ek hier by die varke, onrein diere, ek mag nie eens hulle kos eet. En dan skielik besef hy, maar ek kan teruggaan na my pa toe, want my pa is nie by die huis nie, my pa is hier by my. Ek is hier waar ek sit, omring, gevul, met God se liefde, met my pa se teenwoordigheid. Ek kan na hom toe gaan, ek kan my skuld gaan bely. Hy het reeds my skuld betaal, en dan staan hy op en hy gaan terug. Vriende, dis wie God is. Hy weet wat hy doen. Ek hoef nie te weet. Ek hoef nie te verstaan. Ek hoef nie te kan verklaar. God weet wat hy doen. God weet dat as die branders kom en die winde my rondruk, dan weet God, hy hou my vas. En niks sal my uit sy hand ruk nie. Want hy is 'n God wat agter my aanstap. Hy is 'n God wat agter Adam en Eva aanstap as hulle gesondig het en gaan wegkruip, want hulle kom agter hulle het gesondig. Dan stap hy agter hulle aan en dan roep hy, Adam, Eva, Henny, waar is julle, want ek wil vandag by julle tuis gaan. Hy is die een wat sy 99 skape los, en agter die een wat afgedwaal het aanstap. Hy is altyd met ons besig. Vriende, gaan lees in die Bybel, gaan soek al die plekke waar daar staan dat God nie in die eerste plek verraad dat ons aan hom getrou moet wees nie. Maar waar daar staan dat hy getrou aan ons is. Daar's baie hoogtepunte in 'n dominee se lewe. Se werk eintlik. Maar een van hierdie hoogste hoogtepunte is wanneer ons die voorreg het om 'n babietjie te kan doop. En ek het al baie keer gesê, ek neem nie deel aan die geveg en die argument oor groot of klein doop. Maar vir my is die doop, die feit dat ek gedoop is as 'n babietjie, die feit dat babietjies gedoop word, die grootste teken van God se genade. Dat God in 1959 vir my gesê het, ek is getrou aan jou. En dis wat ek begin sê het. Gaan soek in die Bybel van al die plekke waar God sê, ek is getrou aan jou. Al is jy ontrou, ek bly getrou. So ek vra weer 'n keer vanoggend, die van julle wat as babietjies gedoop is, vat 'n bietjie aan jou voorkop. Voel die water. Voel dat Jesus jou skoon gewas het, voordat ons kon kies of kon vra. Dis wie God is. In die tyd wat ek in hierdie gemeente gewerk het ek hierdie God gesien. Leer ken. Ontmoet. Die voorreg gehad om in die allerheiligste in te gaan. En God te kon sien. God te kon leer ken. As die heilige, almagtige, teenwoordige God. Daarom is ek so baie dank verskuldig aan al die omalders. En soveel mense, jong mense, middeljariges, ou mense, wat my gehelp het om my bril skoon te maak, sodat ek God kan sien. Is ek dankbaar vir mense wat ek nog nooit ontmoet het nie. Mense wat ek glad nie ken nie, as persoon nie. Maar wie se boeke ek kon lees. Larry Richards, Willem Nicol, Larry Crabb, André de Tooy,
Eugene Peterson en talle ander. Mense wat vir my geleer het, dat 'n dominee het eintlik net 3 take om te verrig. En dis hoekom julle die gemeente het dominee beroep, om hierdie 3 take te verrig. Om die Bybel te lees? Nee, eers om te bid. Om te bid. Ook vir die gemeente te bid. Om die Bybel te lees. En om mense, gelowige mense te help, geestelik te begelei, dat mense kan sien in watter omstandighede hulle ook al is, God by hulle teenwoordig is. En vanoggend sê ek dankie teenoor die Here, en dankie teenoor die gemeente, en dankie teenoor talle kerkrade, wat my in staat gestel het, om hierdie 3 funksies te kon verrig. Ook mense wat baie keer vir my gesê het, los 'n klomp goed, ek gaan terug na jou eintlike werk. Te bid, die Bybel te lees, en om mense geestelik te begelei. Broer en suster, hierdie God is besig om vir my en vir ons alles ten goeie te laat meewerk. Hy is die een wat ons aan die hand vat en by ons is. Piet Smit het in die 90er jare van die vorige eeu 'n lied gesing, 'n lied geskryf, wat hy genoem het Seilboot. En in hierdie lied sê hy, my lewe is 'n seilboot wat ver op reis moet gaan, en Jesus is my stuurman wat aan die roer bly staan. Daarom span ek my seile voor die Heilige Gees, want waar hierdie wind my waai, is presies waar ek wil wees. Jesus stuur my skip sekuur oor God se oseaan, en so kom ek eendag veilig by my eindbestemming aan. Mense wat seilbote vaar, vertel dat jy kan beplan om by 'n spesifieke bestemming uit te kom. Maar jy kan nie beplan wat die roete gaan wees hoe om daar uit te kom. Want dit hang af van die strome en van die wind. Dit kan soms lyk as ek op die seilboot is of ek verdwaal, of ek in 'n verkeerde rigting vaar. Maar uiteindelik kom ek by die regte bestemming aan, want dit is God wat met my op pad is. Dis God wat met my op pad is. Afhanklik toe ek hierdie lied gehoor het ek altyd gedink, maar daar moet nie staan, dis presies waar ek wil wees. Daar moet eerder staan, dis waar ek moet wees. Totdat ek agtergekom het, wil is presies reg. Want vriende, ek wil wees waar God met my op pad is, na my eindbestemming. Dis nie altyd so lekker nie, dis nie altyd so maklik nie, dis dikwels seer. Maar ek wil wees waar God met my op pad is. Kom ons sing iets oor hierdie God. Julle kan bly sit, dan sing ons hierdie lied. My enigste troos in hierdie lewe is dat ek aan hierdie God behoort. Is
Ek sluit af met my tweede preek. Hoe kom ek in 'n verhouding met hierdie God? 3 maniere. Heel eerste, vriende, weet dat God eerste na my toe gekom het. En as jy wonder, voel aan jou voorkop. Voel aan jou voorkop dat Jesus gesê het, God gesê het in Jesus Christus, verbind ek my aan jou. Die tweede een, sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei. Broer en suster, vriende, as ek dit mag smeek, hou aan om die Bybel te lees. Lees dit net. Moenie alles wil onthou nie. Moenie alles wil verstaan nie. Lees net die Bybel. En dan gaan ek vanoggend nou maar weer 'n keer dit sê. Toe ek 'n hoërskoolkind was en lekker uitdagend vir my pa gesê het, ek gaan nie meer die Bybel lees nie, want ek verstaan niks en dit is net geslagsregisters. Toe het hy gesê, ja, moenie probeer iets verstaan nie. Hou net aan lees. Want jy sal nog eendag so lees, dan gaan Jesus uit die bladsye van die Bybel uitspring. My smeekstem vanoggend, hou net aan om die Bybel te lees. In die proses ontmoet jy vir Jesus. En die derde een, vlug na Jesus. Vers 28 van Psalm 73 sê, wat my aangaan, dis my goed om naby God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Vriende, vlug na God toe. God is met ons op pad. Op pad na 'n huis wat hy vir ons voorberei het. Sodat ons eendag veilig by ons eindbestemming sal aankom. Amen. Kom ons staan nou hierdie keer en dan sing ons my lieflinglied, Abide with Me. Never
will weep no more, sing for joy, abide with me. Abide with me, abide with me. The things before, and not the door. Walk with me, and never leave. Never close, but abide with me. Never close, but abide with me. Never close, but abide with me. Op 'n geleentheid soos hierdie, dankie, wat ons afskeid neem van ons geliefde Dominee Henny, het Henny so 'n paar mense gevra om net namens hom 'n boodskap ook te gee vir hom vir hierdie afskeid. Ek gaan sommer net hulle oproep soos hulle praat en dan gaan hulle ook op hulle manier 'n afskeidsboodskap vir Henny gee. In die eerste plek het ons vir Charles Vlaandorp hierso van die VGK. Hy en Henny stap al jare lank 'n pad saam en Henny het ook gereeld daar in Makassar gaan preek. So ek gee oor vir Charles. Goeiemôre vriende. Ek moet maar, as 'n dominee moet ek maar die goed wat ek wil sê neerskryf, anders praat ek nonsens. Vriende, wanneer 'n predikant emeriteer, dan is die neiging maar om die groot goed wat die dominee gedoen het uit te lig. Die sigbare dinge uit te lig. Die mooi van sy bediening uit te lig. En dit is ook heeltemal reg so, maar daar is ook onsigbare dinge wat die dominee doen. Die dinge wat nie so op die oog afgesien kan word nie. En in Dominee Henny se geval is vir u die onsigbare dinge wat hy gedoen het, dit wat hy in die gemeente in Makassar gedoen het. So ek wil 'n bietjie gesels oor sy bediening daar in Makassar ook. En as ek nou nie gekeer het nie, dan het die hele gemeente van Makassar nou vanoggend hier kom sit. En ons is 2000 lidmate. Dominee Henny het in 'n tyd toe dit met hierdie land en sy mense baie sleg gegaan het, toe verhoudinge op 'n laagtepunt was, toe daar baie spanning was tussen rassegroepe en ook tussen kerkgroepe, in 'n tyd toe mense hier uit Somersetwes uitgejaag was op grond van hulle velkleur en daar by die duine in Makassar neergegooi was dit Dominee Henny wat besluit het om te assosieer met die mense daar. Het hy met sy teenwoordigheid daar en met sy bediening daar, het hy in 'n mate he tried to restore the dignity of those people. En ek was nog 'n kind of jong mens en ek het in die gemeente, was in Somersetwes gemeente, en ek het in die gemeente as 'n lidmaat soms die dienste bygewoon in Makassar en 1 of 2 keer het ek na Dominee Henny geluister en hy het die mense daar bedien in hulle konteks met soveel empatie, soveel simpatie gehad vir hulle omstandighede, soveel intrapatie gehad met die mense in Makassar. En dit is die onsigbare goed wat hy gedoen het, die herstel van mense se menswaardigheid, toe mense van kleur as minder mense beskou was. Het Dominee Henny met ons kom identifiseer en met ons geassosieer en nie net die woord gebring nie,
maar ook pastoraal mense daar versorg. So vir dit sê ons vir hom baie dankie, Henny, dat jy dit gedoen het, dat jy daai keuse gemaak het om na ons toe te kom. Ek toe nog 'n lidmaat, maar dat jy met soveel diens, dis is jou legacy. Dit is die onsigbare nalatenskap wat jy vir ons nagelaat het. Dat jy met soveel passie, versoening en geregtigheid gepreek het in ons gemeente. En dat jy in 'n mate ons menswaardigheid kom herstel het. En ons het 'n verhouding begin so 18 jaar gelede, toe ek daarna na die gemeente gekom het as predikant. En ons het oor en weer gekuier, ons het goeie vriende geword, en ons het lekker koffie gaan drink, saam seker goed gedoen, en wat my bygeval het, was die omgee. Op 'n stadium het die kerk se dak afgewaai in die storm, en Dominee Henny was eerste op die toneel, uit soms het Wes het gery, en kom vra, wat kan ek vir julle doen, hoe kan ons help? Dit is goed wat nie ongesiens verbygaan nie. Ons waardeer jou, ons het nie geld om vir jou te gee nie, vir dit wat jy vir ons gedoen het nie, en nog steeds gaan doen. Want nou dat jy afgetree is, het jy meer tyd om by ons te spandeer. So wat die gemeente dalk nou nie weet nie, is dat Dominee Henny was nou vir 39 jaar, lyk dit vir my, in julle diens, maar julle het hom eintlik net betaal, hy was in ons diens. Baie dankie vir die wonderlike vriendskap, Henny. En Anne Henny, God sê ek is so bly om jou te sien, Henny. Julle twee, ek weet nie hoe vir julle dankie te sê nie, op 'n stadium toe ons vasgedraai het en gesukkel het finansiëel, het julle ons tegemoet gekom, hierdie gemeente, en as ek vir julle gevra het by die koffietafel, maar wanneer moet ons terugbetaal, dan het julle vir mekaar gekyk en gevra en gesê, maar ons kan nie onthou dat ons vir julle geld geleen het nie. So baie dankie vir dit, Henny, ons gun jou die rus, maar net vir 'n kort rukkie, want jy moet uittel. Baie dankie vir jou pragtige gesindheid, en vir jou liefde, en baie dankie dat jy my aanvaar het. Jy het almal van ons daar in Makassar aanvaar as jou gelyke. Ons het nooit gevoel jy is van 'n ander kleur nie, want jy kon met ons identifiseer. So vir dit sê ek vir jou baie dankie, geniet jou rus, kyk na jou gesondheid, en mooi loop, ou maat. Ons is baie lief vir jou, baie dankie. Volgende het ons vir Rika Rot, die CEO van Helderberg Society for the Aged. Daar is hy daar agter. Morning, everyone. I'll be speaking in English because my mind works in English, although I'm Afrikaans. And I don't have the gevleelde woorde of the ministers that just spoke, so I had everything written down to help me. So it is an absolute privilege and honor to be here on behalf of the Helderberg Society for the Aged, its residents, its staff, and the community, to celebrate the journey of Dominee Henny. Dominee Forshey, or as he is fondly known at the Society, has been involved with the Society for over the last 35 years. I've been there 11 years, and like we say in Afrikaans, ek het hom so daar kom kry. He has shown exemplary love and commitment to our organisation, our residents, and our staff. He is a kind and gentle man who sees the good in people, and he always has a kind word to say. He takes time to listen to our residents, and many people can attest to his selfless love and his patience.
Henny has put a lot of things in place in the society. I will mention a few of them, but I think there's a lot more that I don't even know or that I'm not even aware of. He makes sure that there are weekly Bible study groups in many of our facilities, including our assisted living and frail care facilities, where services are streamed to our residents to ensure that they can still hear the Word of God and be part of a spiritual community. He facilitated the Tafelgesprek, where residents can get together and have the opportunity to speak to each other and voice their opinions. In the darkest times that we had, since I've been there certainly during COVID, he reached out to our residents and to the staff. I'll never forget when Dominee Henny phoned me and said, Rika, can I come and pray for you and your staff? Because you are going through a lot. So he isn't just there for the residents, he's there for the staff. They even assisted with helping the residents do their shopping because the residents weren't allowed to leave the unit. We get regular donations of fruit and vegetables. We get shoe donations for the Santa Shoebox projects for our residents that don't get gifts over Christmas. Dominee Henny and the Hottentot Holland Church is marked for their generosity and care for their wider community. Dominee Henny, we want to express our thanks to you for everything seen and unseen. We are so grateful for everything that you have done for us over the years. You are not just an inspiration to our residents, but also to our staff. There are many times when we sit together where we have residents that go through crises, and the first thing we'll say is, please phone Dominee Henny. Has Dominee Henny come to speak to them? During COVID, we had residents whose children passed away, and we knew it before the residents knew about it. And we could phone Dominee Henny and say, please make sure Dominee Henny is there to support that resident. Dominee Henny, you are inspiration to us, to our staff. You are a guider, you provide support. And it's heartwarming to know that even though you are retiring, you will always stay part of the Helderberg Society for the Aged community. Thank you. Volgende het ons vir Henny Kotse, julle sal hom onthou, hy was baie lank kerkraadvoorsitter en hy en Henny het gewoonlik saam gedien ook met Liefde na buite, ek dink, en het gesê 12 jaar min of meer het hulle saam gedien. So ek gaan hier by Henny staan en dan kan hy. Baie dankie. Ja, ek praat nou eintlik met Dominee vandag, maar ek moet die gemeente adresseer so. Baie dankie vir die voorreg wat ek het om ook 'n paar woorde te sê oor Dominee Henny. Toe ek nog gedink het nou, waaroor moet mense nou praat en wat is nou hierdie goue draadjie deur Dominee Henny se bediening? Het daar een woord by my opgekom en die woord was impak. Die impak wat Dominee Henny gemaak het op individuele lewens, op ons gemeente, as ook op die gemeenskap. En ek wil net so 'n paar dinge uitlig in terme van die impak. Ek dink die eerste impak wat ek moet aanspreek is wat ons vanmôre beleef het. Dominee se uitleg van die woord, Dominee se lees van die Bybel, dat Jesus ook vir ons uit die Bybelse blaaie kan opstaan en dat ons vir Jesus regtig kan sien en hoe Dominee die woord oopmaak en die woord vir ons verduidelik. Dit is regtig so voorreg en
Ons is so bevoorreg dat dominee soveel tyd spandeer om dit regtig te doen. Ook by Bybelstudies. Ek weet dominee het baie Bybelstudies en Rika het dit genoem by die ouer huise, maar ook in ons gemeente. Die een interessante ding was van die Bybelstudies, dominee het 'n paar jaar gelede dominee gesê, ja, daar's weer 'n oggend Bybelstudie, waar mense kan kom en dan behandel hulle 'n boek. En daar was so 'n navraag gewees, maar daar's so baie jong mense wat werk en hulle is nie beskikbaar in die oggend. Jy kan ons nie dalk die Bybelstudie in die aand ook hou nie. En ewe skielik het daar aan Bybelstudie ook gekom. So dominee, baie dankie vir die impak wat jy maak op die groter byeenkomste van die gemeente. Maar ek dink 'n groot impak wat dominee ook maak is die impak op die individu. Ek was bevoorreg om ook vir 'n paar jaar daar agter te staan en mense te verwelkom soos hulle in die kerk inkom. En dan het ek gesien as iemand by dominee kom staan en met dominee gesels, was dominee so gefokus op daardie persoon. Dit was asof dit net daardie persoon was. En hy het regtig omgegee en geluister en al sy aandag aan daardie persoon gegee. Ons weet ook dat dominee baie moeite doen met besoeke by die ouerhuise, huisbesoeke en veral besoeke vir mense wat siek is. Dominee, ek dink nie dominee besef die impak wat dominee maak op daardie mense se lewens en hoe dominee hulle bemoedig en versterk en ook vir hulle wys dat, soos dominee vanoggend gesê het, miskien in die omstandighede voel hulle nie dalk dat Jesus by hulle is nie, maar dat dominee vir hulle wys dat Jesus is daar ook by hulle. Dan die ander interessante een vir my was hoe dominee ook 'n impak maak is. Baie keer dink ons dat die persoon wat 'n impak maak is die persoon wat die hardste kan praat of die persoon wat die hardste kan praat of wat altyd die regte antwoord het. Dominee maak 'n impak deur goed te kan luister. Hoeveel keer in die kerkraad het ons nie oor dinge gepraat en dan was daar verskille en dominee het nooit baie gepraat in die kerkraad. Hy het geluister en aan die einde van ons gesprek het hy dan 'n kort wyse woord gegee en dit het ons baie keer die rigting aangedui waarin ons moes beweeg. Ook in die tyd wat verby is, was daar baie keer kontroversiële besluite van die synode wat na ons kant toe gekom het. Ek dink byvoorbeeld aan die gesprek oor die Bellaar-belydenis, die gesprek oor selfgeslag verhoudinge. Die dominee het altyd gesê, ons moet na mekaar luister. Hy het nooit gekom en gesê, dis die regte antwoord, dis hoe dit moet wees nie. Hy het net altyd gesê, kom ons het nog 'n gesprek dat ons na mekaar kan luister. En dominee, baie dankie vir ons glo van vanoggend. Ek dink dit praat baie oor waaroor ek nou gepraat het. Ook wat baie belangrik was dat dominee nie daar was wanneer daar krisistye was. Ek dink spesifiek aan Enrika het dit ook genoem aan die COVID-tyd. En COVID het nie een van ons geweet, gaan ons dit maak, hoe lank gaan die inperking wees? Hoe moet ons dink oor die toekoms? Ek dink nie ons gemeente het een dag se eredienste gemis nie. Dominee en dominee Ewald het die oomblik toe COVID begin, het hulle begin om dienste uit te saai van lyse af. Ek dink daar was elke oggend was daar 'n boodskapie op WhatsApp waar hulle psalms bespreek het en so. En dit het regtig vir ons die comfort gegee van mense wat omgee, die Here wat omgee. Dominee het regtig voorgeloop daar. Soos Rika ook genoem het, om inkopies te gaan doen vir die ou mense, vir
selfs verder gegaan as net die ou mense, vir ander mense in ons gemeente wat nie kon uitgaan nie. Ook toe die straatmense na ons toe gekom het en gesê het, maar daar's 'n klomp straatmense wat nie kos het in COVID tyd nie. Toe meneer Hennie 'n klomp gemeentelede bymekaar gekry en ons kon vir 'n paar weke lank van ons carry and reis vir die straatmense maak. Ek dink nie Dominee besef altyd die impak wat Dominee gehad het ten opsigte daarvan nie. 'n Ander aspek wat Dominee 'n ongelooflike impak gehad het op individuele vlak is die kommissie van barmhartigheid. Dis 'n, ek wil amper sê 'n undercover kommissie in die kerk, maar hulle doen ongelooflike goeie werk. Dit is waar individue op 'n sekere tydperk in hulle lewe sukkel hulle met miskien finansiële ietsie, hulle kan nie skoolfonds betaal nie, of daar's iets plan het, iets is net nie lekker nie. En dan gaan Dominee Hennie en hy praat met die mense en hy help regtig die mense. En dit word alles so diskreet gedoen dat ons sien op die finansiële kommissie, ja, daar is nou weer geld bewillig, maar ons weet nie wie dit is nie, en so, en Dominee Hennie hanteer dit so goed. Ook waar ek en Dominee Hennie baie betrokke was by Liefde na Buite. Ek dink ons gemeente het 'n ongelooflike Liefde na Buite aksie gehad vir baie jaar, ons het dit nog steeds. Waar so 'n klomp organisasies ondersteun het. Ons het fondsinsamelings gehou, ons het kerspakkies bymekaar gemaak. Maar Dominee Hennie het altyd gesê, Liefde na Buite gaan oor 2 dinge. Die eerste ding is om 'n organisasie te help. Maar die tweede ding is om mense betrokke te kry, om hulle harte so te kry vir die nood daar buite, dat dit nie meer 'n aksie raak nie, maar dat dit regtig waar mense se harte is wat begin praat. En Dominee, dankie dat vir die impak wat Dominee daar ook gehad het, dat ons regtig mense kon kry wat betrokke geraak het, en dat ons organisasies gehelp het, maar dat ons mense se harte aangeraak het. Charles, is so lekker dat jy ook vandag hier is. Het is so 'n voorreg om deel te wees van VGK Makassar. Julle is regtig ons tweeling gemeente. Ek dink die lekkerste is dat ons het vriende geraak. Dit is nie 'n aksie van die kerk nie. Dit het net gebeur met jou en Hennie se vriendskap, en julle het mense ingetrek. Dit is so lekker dat ons geleentheid gehad het om met tye saam nagmaal te hou, saam Pinkster te hou, saam te kuier, soos jy genoem het, saam te kom bou aan julle ongelooflike kerksaal. Ek onthou die aand toe die kerksaal ingewy het, ek gesê dis 'n saal met potensiaal. En ek dink julle kry dit so goed reg om daardie saal so te gebruik tot as 'n diening vir die gemeenskap, en dat daar soveel aksies daar kan gebeur. En Dominee Hennie, baie dankie dat u regtig voorgeloop het in ons saamwees met VGK Makassar. As ek nou al hierdie dinge gesê het oor hoe Dominee impak gemaak het in ons lewens, in die gemeente, in die gemeenskap, en mens dink maar, hoe gaan jy dit opsom? Dan is dit regtig dat Dominee se pilaar, 'n rots in die gemeenskap, in die gemeente. Ons kan opkyk na Dominee. Dominee is altyd daar. Dominee se voetspore lê die hele Helderbergkom en Makassar vol. En Dominee maak so 'n groot verskil in elkeen van ons lewe. Ons eer u vandag daarvoor. 'n Groot dankie aan Janet, Dominee se kinders, Dominee se kleinkinders, wat vir Dominee geleen het aan ons vir
hierdie jare wat Dominee ons gedien het. Dankie dat Dominee vir ons so groot seën was, vir al die jare wat Dominee predikant in hierdie gemeente was. En ons bid die Here se krag en die Here se seën toe op Dominee, vir die nuwe hoofstuk in Dominee se lewe, en ons wil net baie dankie sê, vir alles wat Dominee vir elkeen van ons gedoen het. Baie dankie. Ons het net nog so tweeetjies oor die Erns Engelbrecht, ons huidige kerkraadsvoorsitter, wil net iets sê, en dan wil ek net ook ietsie sê, en dan sal ons weer oorgee aan Henny. En ek wil nie sê die hele week al dink ek aan wat ek vandag moet sê of so, en vir my is dit baie persoonlik, want ons kom al 'n baie lang pad, en ek dink vandag se diens praat tot baie van ons verhouding ook. Ek sal nooit daai dag op 6 April 89 vergeet, ook met 'n syjag, wat ek eintlik vir jou die eerste keer ordentlik ontmoet het. My ma sou graag hier gewees het, maar my getuienis is werklik dat in daai tye wat ons in die swaar kant van die lewe was, jy net soos God by ons was. Verder sukkel ek ons om met woorde eintlik ons hoor. So dit is my baie moeilik om op te som wat jy vir ons as gemeente, vir ons as gesin, en dan ook vir my persoonlik al oor jare beteken het. En om eerlik te wees, wil ek eintlik maar net dankie sê, want ek weet nie wat verder om te sê nie. Ek wil eerstens vir ons Hemelse Vader baie dankie sê, dat hy vir jou spesifiek, en vir ons as gemeente met jou geseën het, met jou toewyding en jou herderskap. Ek wil dan Jeanette vir jou en Pieter en Helene en die res van jou gesin ook baie dankie sê, dat hulle vir jou geleen het aan ons, want die van ons wat jou nou al langer ken weet, dat hierdie jou passie was, hierdie jou lewe is, en baie groot tyd vir jou gevat het, en ook van hulle tyd gevat het. Aan jou spesifiek, Henny, wil ek dankie sê vir die byna 4 dekades wat jy vir ons gegee het. Ek wil vir jou dankie sê dat die geleentheid gekom het om vir ons nog 2 jaar voltyds te help, dat jy dit so aangeneem het en aangegryp het, dat ek vandag hier voor jou kan staan, en daarvoor kan dankie sê. En dan dat jy ook ons gesê dat jy vir ons sal help in die oorgangsperiode, en dan dat jy betrokke sal bly as 'n betrokke gemeentelid van hierdie gemeente. Dit beteken vir ons verskriklik baie. Om af te sluit wil ek net basies sê, ons weet dat jy nie toevallig hier by Holland en in die gemeente in die Weier soos dit wees is nie. Ons weet dat God jou hier geplaas het en dat jy hier verskil maak. Baie dankie daarvoor. Op 'n persoonlike vlak wil ek net vir jou baie dankie sê vir iets wat jy my spesiaal geleer het. En dit is dat God ons nie vir onsself geskep het nie, dat God ons vir hom geskep is. En daarom is ons doel op aarde om hom te eer, om hom te verheerlik, om in alles wat ons doen, sy wil te soek, sy koninkryk te laat kom. Dankie daarvoor dat jy vir ons nie net dit geleer het, maar ook voorgestaan het in jou doel en weer. En nie dan my laagste woorde is, maar net nie laaste woorde aan jou nie, want jy is nog met ons. Maar spesifiek, ek bid regtig dat die Here vir jou, Jeanette, en jou gesin mag seën en beskerm, dat die Here tot jou redding sal verskyn en julle genade sal wees. En die Here julle gebede sal verhoor en in vrede sal gee. Baie dankie. Ek dink die moeilikste is vir my as kollega om ook vir Henny vanoggend godsdienst te sê. Die van julle wat nie weet nie, ek en Henny ken mekaar, ek dink min of meer van 2010 af, einde 2010, 2011. So ons verhouding kom al baie jare en ek het ook nou maar die neerskryf ding gedoen vanoggend, want ek het geweet die woorde gaan weghardloop vir my. Henny, ek dink nie ons regtig woorde om vas te vang wat jy in hierdie gemeente gedoen het nie.
Ons almal sien dit, ons almal beleef dit, ons hoor dit dag na dag en almal ken vir Henny Forshey. Maak nie saak waar jy kom nie. En die eerste ding wat die meeste almal sê is, hy is so liefdevol. Moet dit nooit verloor nie. Jou verhoudings, alles wat jy gebou het, gaan nie net val nie. Dit gaan aan. En ons bou daaraan. Vir my persoonlik, dankie dat jy altyd daar was. Dankie dat jy my bygestaan het deur tye wat ek gedink het ek gaan nooit weer opstaan nie. My gesin, en dat jy altyd net daar was om te luister. Baie kere as ek die mekaar was, nie seker was nie, hoe moet ek nou maak, wat gaan nou werk, kon ek net by jou gaan sit. Hierdie laaste jaar en 'n bietjie was die lekkerste tyd om in jou kantoor te gaan sit en net 'n klomp goed deur te gesels. Dankie dat jy daar was. Dankie dat jy vir die gemeente daar was, vir die mense daar was, dat jy 'n kollega was. Iemand was wat ons kon op vertrou. Iemand wat ons kon bel. Iemand wat ons raad gee. En partykeer as jy nie die antwoorde het nie vir ons die regte waarheid sê, gaan word stil by die Here. Gaan hoor wat hy vir jou wil sê. Al sê ons nou vanoggend totsiens vir hierdie fase, sal die invloed nie ophou nie. Jy gaan nog steeds 'n verskil maak, want jy gaan nie ophou nie soos ons jou ken. Dis dalk 'n nuwe pas, 'n nuwe manier, 'n nuwe ritme. Maar stop gaan jy nie stop nie. Mag hierdie nuwe seisoen vir jou gevul wees met rus, met vreugde, met gesondheid en baie mooi oomblikke. Saam met die mense wat jy liefhet, saam met Janet, Helena, Pieter en almal waarvoor jy lief is. Jy verdien elke bietjie daarvan. En mag jy nou uiteindelik die dinge waarvoor jy nie altyd tyd gehad het nie, bietjie gaan doen. Mag jy dit geniet om ook so nou en dan nee te kan sê en na jouself te kyk. Baie dankie vir jou menswees Henny en dankie dat ons almal jou kon gehad het. Ek gaan nie regtig reageer nie, ek gaan volstaan by wat ek geskryf het in die blaadjie wat julle het met 'n paar bedankings. Die een iets wat ek dalk wil doen is om ook vanoggend vir my ekstra kinders, Giselle en Hannes, julle baie dankie te sê dat julle vanoggend hier is. Ook vir Wynand en Daniel, Etienne, Rita wat nie hier kan wees nie, ook vir julle liefde. En vir julle ondersteuning. Ek kan nie regtig vir Janet dankie sê, want ja, ek het nie daai woorde nie. Baie dankie. Vriende, ek het nie net nou gebid na die preek nie, omdat ek dit wou gehou het vir nou. So kom ons bid saam. Here, ons Vader, ons slaan met ons vuiste dikwels teen U en sê, Here, ek het nou al 3 maal of 5 maal of 20 maal gebid en gevra en gesmeek en gekerm. En U wil nie vir ons gee wat ons wil hê nie. Dankie Here dat ek vanoggend en ons as 'n gemeente vanoggend kan sê, dankie Here dat in tye wat ons nie weet hoe verder nie. En wanneer dit vir ons lyk of U nie vir ons gee wat ons wil hê nie. Dat U genade dan vir ons genoeg is. Dat U krag juis tot volle werking kom as ons swak is. Dankie Here dat U dit in my lewe doen en gedoen het. Ook in hierdie gemeente toe ek hier was. Dankie God dat ons weet dat U die hoof is van hierdie gemeente. Gemeente vir wie U so lief is. Vir wie U U liefde gewys het deur U self te gee as 'n offer. Dankie dat U die God is wat die gemeente in stand sal hou. Ongeag wat. Amen. Ons gaan nou afsluit. Nee. As daar nou een oggend was wat ek die seën wou uitspreek met albei my hande opgelig, was dit 'n vanoggend.
Nou het ek 'n hand wat nie wil saamwerk vandag nie. Ek gaan die seën uitspreek en daarna gaan ons 'n lied sing as 'n gebed van die gemeente vir ons land. Maar ek gaan vra dat julle sal staan en dan gaan ek die seën uitspreek. Vriende, hoor vanoggend dat ons nie een van ons en ook nie hierdie gemeente toevallig hier is nie. Waar ons is, daar het God ons geplaas. Waarheen ons ook al gaan, daarheen stuur God ons. Om God daar te beleef en om daar vir mense tot 'n seën te wees. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap, die nabyheid, die troos van die Heilige Gees sal by julle wees en altyd met ons wees. Amen. Sien ons Here God, sien Afrika, laat dan God in die hemelryk, hoor ons as ons in gebede vra, sien ons in Afrika, kinders van Afrika. Julle is welkom om saam te kom tee drink in die saal. Dansvol.